Goeiemôre. Ons preekthema vir oggend is Leef Anders. En ons gaan saam lees uit Matteus 5 vanaf vers 38 tot 48. Maar kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie vir nog 'n nuwe dag. Dankie vir lekker somerweer. Donderbye is nou en dan. Maar ons wil ook bid, soos al 'n paar keer gebid het vir daar waar droogte is, waar brande is, dat U ook sal uitkoms gee daarso. Ons bid ook vir 'n land wat in skerwe lê, met hier mekaar chaotiese wêreld waarin ons leef. Maar dankie dat by U orde is. Wil U ons lei, wil U ons help. Gaan dit met die wat swaar kry, wat siek is. Wees ook nou met ons, waar ons uit die woord gaan lees. Amen. Matteus 5, vanaf vers 38 tot 48. Julle het gehoor dat gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle dat julle nie 'n slegte mens moet tegengaan nie. Nie as iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander een vir hom. En nie as iemand jou voor die hof wil daag en jou onderkleed wil vat, gee hom die bokleed. En as iemand 1 myl van jou afdwing, loop 2 myl saam met hom. Geef aan wie van jou iets vra, jy moet die een wat van jou wil leen nie wegwys nie. Julle het gehoor dat gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê en bid vir hulle wat julle vervolg, sodat julle kinders van julle Vader in die hemel kan wees. Hy laat immer sy son opkom oor slegte en goeie mense en hy laat reën oor wetsgehoorsaames en wetsverbrekers. As julle diegene liefhet wat vir julle liefhet, verdien julle dan enige beloning? Maak die tollenaars nie ook maar nie so nie? En as julle slegs julle broers groet, wat doen julle meer? Maak die heidene nie ook maar so nie? Wees dus volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Partykeer wens ek kon daar gewees het. Daar waar Jesus gesit en gesels het, om eerstehands dit te beleef wat hy sê, en ook die mense se reaksie te sien. Want ek dink dit is moeilik om my voor te stel hoe dit moes gewees het. Want wat Jesus gesê het, het impak gehad. Dit was nuut, dit was oorspronklik. En nog nooit het iemand so iets gehoor of gesien of gedink nie. En hierdie was so 'n dag. Jesus het daar teen die hang van die berg gaan sit en begin om sy tipiese ernstige, rustige manier die mense te leer wat daar om hom versamel was. En hy het hulle geleer van die koninkryk van God. En dit is hoekom hy hier was. Dit is hoekom hy spesiaal gekom het. Hy het gekom om almal te leer van die koninkryk van God. Onthou nou, toe hy gedoop is hy woestyn toe, en toe het hy vir hom 12 disippels bymekaar gemaak, en toe het hy begin rondbeweeg en vir almal vertel dat die koninkryk van God gekom het. En dit wat Johannes kom leer het, vat hy daardie stappie verder, want Johannes het kom waarsku dat die koninkryk baie naby was, en dat hulle self gereed moet kry daarvoor. Jesus sê, die koninkryk is nou hier. Die oomblik toe Jesus gekom het die koninkryk van God 'n werklikheid in ons wêreld geword.
koninkryk was nie meer iets vers, iets waarna jy moes uitsien nie. Die koninkryk, sê Jesus, is hier. Dat het saam met my gekom. Maar nou wonder almal, wat beteken dit as hy sê, die koninkryk is hier? Want dit beteken Jesus se koninkryk is ook hier vandag onder ons en eintlik het niks verander toe ek vanoggend wakker geword het, sal die mense sê. Wat beteken dit dat God se koninkryk hier is? En het hierdie vraag wat in die liggaam gaan sit Jesus en hy leer hulle van die koninkryk. Jesus sê in God se koninkryk is dit die sagmoediges en die nederiges wat die aarde beerwe. Nie die geweldenaars en hulle wat ander terroriseer en boelies nie. In God se koninkryk is dit die barmhartiges en diegene wat vrede najag. Hulle wat die nuwe aarde gaan ontvang en nie die wat onrus aanblaas tot hulle eie voordeel nie. In die koninkryk is dit hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. En dit behoort nie aan selfversekerd is en selfvoldaan is nie. En sy toehoorders het hom met oop monde aangegaan. Want dit wat hy sê, het alles wat hulle gedink en geleer en uitgeleef het op hulle kop gekeer, op sy kop gekeer. God se koninkryk is radikaal anders as die waardes waarmee hulle groot geword het. En dis op die ou end wat die bergrede eintlik een van die wonderlikste preke van alle eeue maak. God sê sy koninkryk is hier. En dit gaan nie oor status, geld of materiële goed nie. En daarom is godsdienst maar nie net 'n klein onderafdelingkie van ons lewe nie. Ons hele lewe is godsdienst. Want hy is koning oor alles. Jesus sê vir sy volgelinge, vergeet alles wat jy tot dusver gehoor het. Want kleins af het jy gehoor dat dinge op 'n sekere manier werk. Maar dis irrelevant. God se koninkryk bring 'n nuwe bedeling. Jesus sê, jy het van kleins af geleer, 'n man laat nie met hom mors nie. Jy laat nie mense op jou trap nie. Jesus sê, draai die ander wang. Fariseërs het gesê, jy moet net iemand 3 keer vergewe en dan hoef jy hom nooit weer te vergewe nie. Dan kan jy maar kwaad bly soos jy wil, maar daar is net toenswillig. Jesus sê, jy moet hom 70 maal 7 keer vergewe. Jesus leer ons om nie net lief te wees vir die mense wat ook vir ons lief is nie. En ons sorg nie net vir die heel naaste aan ons nie. Daai spreekwoord wat sê charity begins at home. Kom nie in die Bybel voor nie. God laat dit reën oor goeie en slegte mense. Nie net oor sy kinders nie. So hoe lyk 'n disipel? Jesus sê, mense van die koninkryk lyk soos kinders van ons Vader in die hemel. Vers 45. En hy gee ons 'n baie belangrike eienskap. Hy sê ons is sy kinders. En as kinders is ons radikaal anders. Ons vertoon Jesus se styl. En hoe lyk Jesus se styl? Jesus se styl is totaal nou anders as wat ons verwag. Jesus doen goed wat niemand verwag nie.
En Jesus praat eintlik min oor godsdiens. Hy praat veral oor menseverhoudings. Menseverhoudings was vir Jesus die belangrikste. Hoe tree jy teenoor ander mense op? Hoe het jy ander mense lief? 'n onbekende skrywer het geskryf: People were created to be loved. Things were created to be used. The reason why the world is in chaos is because things are being loved and people are being used. Vanoggend sê hierdie gedeelte vir jou en vir my: jy het nie 'n keuse nie, jy moet anders wees. Maar hy sê ook, ons moet volmaak wees. En die versoeking is groot om te sê, maar ek sal dit nie reg kry nie. Ek is so sleg. Maar om die koninkryk tevrede te wees met tweede beste, is nie 'n opsie nie. Wees volmaak. Wees anders. Want in Jesus is die koninkryk hier. God wil jou gebruik met jou sonde, met jou tekortkominge. Want jy is al wat hy het. Amen.